Goeiedag julle, ons is in deel 3 van ons reeks trappe van vergelyking. Nou elke oggend kyk jy behoorlik in die spieël voor jy uit die huis uitgaan. Jy begin jou dag voor jou hare nie mooi gekam is nie. En wat se hare nê? En die slaap uit jou oë uit is nie. Party van ons spandeer maklik 'n uur voor daai spieël. Nou dis goed en nodig, maar hoeveel tyd spandeer ons om te kyk of ons binnekant reg is? Sê nou maar jy kon afguns en jaloesie in die spieël sien, kan ek jou wet, jy sou nie werk toe gegaan het voordat jy dit uitgesorteer het nie. Hoekom? Want is lelik, dis vieslik. Jaloesie is 'n vreemde ding. Dit lyk op die oog af of ons 'n issue het met mense wat meer as ons het. Maar ons issue is eintlik, en hoor mooi, met God. Dit moet God wees wat ons skuld, want die mense met wie ons onsself vergelyk, kan ons nie maarder maak nie, nie slimmer nie, of ryker maak nie. Diep onder dit voel alles of God moes vir my meer gegee het, maar hy het nie. Die mense met wie jy jouself vergelyk is nie die probleem nie. Hoor mooi, dis eintlik God. Nou ons dink nie so daaraan nie, nê. Ons dink nooit dat dit God is nie, want ons is so gefokus op ander mense, wat hulle het, wat hulle besit, wat hulle het en wat hulle nie het nie. Ek meen, as Christene wil ons nie die vinger na God toe wys nie. Maar luister, totdat ons nie 'n eerlike gesprek het met die Here nie, sal ons altyd onsself vergelyk met ander mense en nooit gelukkig wees nie. Nou, hier is die punt vandag. Ons ontevredenheid gaan meer oor hoe ons voel oor God, as hoe ons voel oor die mense waarmee ons onsself vergelyk. Agter ons jaloesie, afguns en ons slegte gewoonte om onsself met ander te vergelyk, is die slinkste idee dat God ons skuld. Ons probleem is nie noodwendig met die mense rondom ons wat meer het as ons nie, dis met God. Hy moes my meer gegee het. Hy het nie. Jesus spreek hierdie aan in een van die bekendste gelykenisse. Nou kom ons kyk na hierdie gedeelte in Matteus 25 vers 14 tot 27. Dit gaan oor hierdie 3 diensknegte wat ongelyke hoeveelhede gekry het by hulle eienaar. Kom ons lees dit saam. God se koningsheerskappy is soos iemand wat op reis wou gaan. Hy roep toe sy slawe bymekaar en vertrou sy geld aan hulle toe om daarmee te woeker terwyl hy weg is. Julle nou, hierdie was groot geld, baie welvaart. Vers 15. Vir die eerste slaaf het hy 5 kosbare goue muntstukke gegee, vir die tweede slaaf 2 en vir die derde slaaf 1. Vir elkeen volgens sy spesifieke bekwaamheid, en toe het hy vertrek. Dadelik het die een wat die 5 goue muntstukke ontvang het, daarmee aan die werk gespring en het spoedig verdubbel. Net so het die een wat 2 goue muntstukke ontvang het, ook sy geld verdubbel. Maar die een wat net 1 goue muntstuk ontvang het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Want op die ou einde van die dag, wat kan jy net met 1 goue muntstuk doen? Ek meen, as ek 2 goue muntstukke gehad het, sou ek dit kon belê. En soos die een met 2, as ek 3 gehad het, ja, my goedheid, ek sou die wêreld kon verander het. Ek kan niks doen met net 1 nie. In ons wêreld lyk dit ook so. As ek soos sy gelyk het, sou ek ook kon. As ek soos hy kon sing, sou ek ook kon. As ek met hom getroud was of haar getroud was, natuurlik sou ek ook kon. As ek in daai een se groot huis groot geword het, sou ek ook kon. As ek na daai een se skool toe gegaan het, sou ek ook kon. As ek 5 of 2 gehad het, sou ek ook kon. Maar wat kan ek doen met net 1? Nou hoor wat sê vers 19. Na 'n lang tyd, dis nou 'n leeftyd, het daardie slawe sy eienaar van sy reis teruggekeer en hulle gevra om te rapporteer wat hulle met sy geld gedoen het. Nou hier is die punt wat jy nie moet mis nie. Hulle het nie met mekaar vergelyk wat hulle gehad het nie. Nee, hulle het hulle vergelyk met wat die eienaar vir hulle gegee het. Elke dag is ons geneigtheid om te vergelyk met ander mense. Hoor wat sê vers 20.
Die slaaf wat die 5 goue muntstukke ontvang het, verskyn toe voor hom en bring die 5 ekstra goue muntstukke saam. Meneer, sê hy, u het vir my 5 goue muntstukke gegee. Kyk, ek het die bedrag verdubbel. Kyk wat het ek gedoen met wat ek gekry het. Vers 21 sê, die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy's 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys, daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees. Die een wat 2 goue muntstukke ontvang het, verskyn toe ook voor hom en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my gegee. Kyk, ek het die bedrag verdubbel. Kyk wat het ek gedoen met wat ek gekry het. Hulle fokus was op die geleentheid wat hulle gekry het en nie die ongelykheid nie. Vers 23. Die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy's 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys, daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees. Nou julle hier verander die hele mood, die musiek verander. Vers 24. Daarna verskyn die een wat die 1 goue muntstuk ontvang het, ook voor hom en sê, meneer, ek het besef dat u 'n veel eisende persoon is, wat wil oes waar u nie self gesaai het nie, en ek wil insamel waar u niks ingesit het nie. Dis u skuld, u het besluit om vir my minder te gee. Daarom was ek te bang om iets te waag, en het maar liewer u muntstuk in die grond gaan wegsteek. Hier is u geld nou. Here, kyk wat het u nou gedoen, omdat ek te min gekry het, en hier vind ons onsself in die storie. As ek net meer gehad het, soos Koos wat geërf het, as ek maar net meer gelyk het soos Susan, groot geword het in daai huis. Dit help nie om ons te vergelyk met die mense om ons nie, want hulle kan ons nie help nie. Ons uitdaging is eintlik met God. U het vir my te min gegee. Nou hoor vers 26. Maar sy eienaar het hom geantwoord, jou slegte slaaf, jou lamsak, so het jy geweet dat ek 'n veel eisende mens is, wat wil oes waar ek nie self gesaai het nie, en wil insamel waar ek niks ingesit het nie. Dan moes jy mos my geld in die bank belê het, en ek sou by my terugkoms ten minste my geld met rente kon terugkry. Hier is die punt julle van die storie. Die eienaar het besluit, wie kry wat? Die frustrasie wat die ontroue diensknegt gehad het, wat nie met die 2 wat meer as hy gekry het nie, dit was met sy eienaar, wat net 1 goue muntstuk vir hom gegee het. Hier is 'n belangrike beginsel. Sy frustrasie het gemaak dat hy fokus op die ongelykheid, in plaas daarvan om te fokus op 'n geleentheid. Elke oomblik wat ons spandeer om onsself met ander te vergelyk, is tyd wat ons spandeer om op 'n subtiele manier die Here te blameer dat ons te min gekry het. Die wortel van ons jaloesie en afguns is nie die mense om ons nie, die issue is met God. God skuld my. Nou ek weet is moeilik vir ons om te erken dat ons 'n eintlike uitdaging het met God. Dis moeilik want hy's God. Dis net makliker om negatiewe gevoelens te hê teenoor ander mense. Nou nêrens in hierdie storie moes die diensknegte hulle resultate vergelyk met mekaar nie. Elkeen moes rekenskap gee van wat hy gedoen het met wat hy gekry het. Die Here skuld ons niks nie. Hy vereis wel dat ons die beste sal maak met wat ons gekry het. Julle, my gebed is dat ons sal ophou fokus op die ongelykhede en ons sal begin fokus op hierdie wonderlike geleenthede en dit raak te sien. Is dit moontlik dat jy 'n klein bietjie ontsteld is teenoor die Here dat hy nie meer vir jou gegee het nie? So die week, in plaas daarvan dat jy fokus op wat ander het, kom ons fokus op die geleentheid wat God wel vir ons gegee het. Indien jy ingeskakel is by 'n groep, is daar nou besprekingsvrae, gesels lekker saam hieroor. En onthou, gee asseblief die eerlike antwoord, nie die regte antwoord wat ander wil hoor nie. Op so 'n manier groei ons saam. Geniet dit julle.